Goeiemôre aan almal. 'n bietjie verkouerig, maar verskoon. Dis vanoggend 10 Augustus 2026, lesing 85 van die groot Johannes Evangelie boek 4. Nou, ons vorige lesing was oor die siekte van die weduwee en haar mooi dogter. Albei was nog, soos hy sê, baie aantreklik gewees. Die weduwee is eintlik 'n baie goeie vrou gewees wat vir haar medemens omgegee het, maar sy het hierdie uitwaseming gehad dat wanneer mans in haar teenwoordigheid kom as sy opgewen is, dan sterf hulle. Hulle teer uit na 'n ruk en 9 maande na 'n jaar dan is dit verby met die jou. Nou dit is iets wat Joshua vir ons gee om vir ons 'n les te leer, en ek gaan nou so 'n bietjie vooruitloop wat eers in die volgende lesing duidelik kom, maar hierdie vrou se siel kom uit die aarde uit. Hierdie vrou se siel is 'n saamgestelde siel. Net soos wat daar siele is wat vanuit die aarde kom en wat dan 'n liggaam kry om in te woon sodat hulle verlos kan word en die ewige lewe kan bereik, is daar siele wat van planete en sonne hiernatoe kom vrywillig. En dit noem ons siele wat van bo kom. En dan is daar nog 'n derde vlak siel, alhoewel daar nie veel van hulle op die aarde is nie. En dit is ligsiele, soos Elia, Moses, Johannes die Doper ensovoorts. Hulle was ligsiele gewees, wat vrywillig aarde toe gekom het om hulle gevalle broers en susters by te staan en te help verlos. So hierdie vrou is van eersgenoemde, sy kom uit die aarde uit. So kom ons lees verder, wat het nou met haar gebeur? Die dood van die weduwee en haar dogter, hoofstuk 1:5-6. Mattheël praat nog. Sedert die genesing van hierdie weduwee, gaan daar ruim 'n paar jaar verby, sonder dat ons iets van haar gehoor het. Op 'n dag vroeg in die oggend, juis op 'n Sabbat, arriveer daar 'n bode van ons weduwee wat my vader versoek om so vinnig moontlik te kom, want die genoemde weduwee het tesame met haar dogter onverwag so erg siek geword dat niemand van haar bure wat baie oor haar treur nog aan haar herstel durf dink nie. Dat ons, ondanks die Sabbat, na hierdie berig spoedig op ons dromedarisse, ons kamele sit, hoef skaars vermeld te word, en dat my vader nie vergeet om 'n behoorlike hoeveelheid van die merkwaardige geneesmiddel saam te neem nie, spreek ook vanself, want hy gaan van die natuurlike veronderstelling uit, dat hierdie weduwee weer teruggeval het in haar siekte, soos wat dit by alle sulke siektes dikwels gebeur. En elke dokter weet dat 'n terugval in 'n ou siekte baie hardnekkiger is as wanneer die siekte vir die eerste keer opduik. Dis vandag nog net so waar. Na enige ure bereik ons die bekende huis, maar reeds op 'n loopafstand van 'n halfuur ontdek ek dat die hele huis in 'n redelik digte blou nevel gehul was. En hoe nader ons aan die welbekende huis kom, hoe duideliker sien ek in die blou nevel die steeds bekende rondswemmende ongediertes. Onthou nou die vorige lesing dat hierdie nevel het op die siekbed van die vrou net bokant daar gedryf, en daar was vingerlengte slangetjies en goggas en snaakse goed wat nie mooi gelyk het nie, het in hierdie nevel geswem. Nou sien hy nou steeds hierdie goed. Stop, sê ek aan my vader, toe ons nog so 60 tree van die huis af was. Ons gaan vir ons eie beswil geen tree meer verder nie, as ons albei nie dadelik aan die dood ten offer wil val nie. Want dieselfde bose blou nevel met sy onheilspellende inwoners omhul nou die hele huis. My vader skrik geweldig en hou skielik stil. Hy stuur die bode na die huis van die twee siekes om te gaan kyk hoe dit daar met hulle gaan. Die bode loop dadelik vinnig na die huis en vind beide reeds heeltemal bewusteloos en in 'n onverbiddelike doodstryd. Toe vader dit van die bode hoor,
sê hy aan hom, vriend, ek kan geen wonders doen nie, en bly dus vir my niks anders te oor, as om te draai nie, en hoe gouer hoe beter. Ek vertrou nie die vrede om in die buurt van hierdie twee siekes te wees nie. Die bode dink egter, dat ons toch nog 'n uur moes wag, want mens kon immers nie verseker weet of albei nie nog 'n keer sou bykom nie. My vader sê, jy weliswaar nie, maar ek weet dit verseker, alles op die wêreld vertoon in sig, en dikwels ook tot ver om sig heen, bepaalde tekens waaruit 'n kenner met sekerheid kan aflei hoe dit met 'n bepaalde saak of aangeleentheid staan. En so is dit ook hier. Ek sien selfs aan die huis dat beide geen uur meer sal en kan lewe nie. Iedere reddingspoging sou hier volkome te vergeefs wees. Julle manlike bediendes van hierdie huis moet egter klapper en ringslange in die hande kry, hulle koppe afkap, skoonmaak en kook, en die bouillon daarvan verskeie kere drink. Anders gaan julle almal binne 'n jaar dood aan totale uitputting, want die uitwaseming van hierdie twee vroulike wesens, waarvan julle geen kennis het nie, maak dat elke man wat hom veral nou te naby waag, daardeur aangetast word, en op sy laaste binne 1,5 jaar letterlik 'n mummie gaan word. Die bode bedank ons hartlik vir hierdie raad, en wou my vader baie ryklik beloon. Maar vader neem niks aan nie, en maak aanstaltes om die dromedarisse en die pakkameel om te draai. Iets wat by hierdie diere nie so maklik gaan nie, veral as hulle moeg en honger geword het. Hoewel hierdie omkeer van ons draers altyd 'n bron van ergernis vir my vader was, het ons dit ons hierdie keer goed te pas gekom. Want sou ons diere vinnig gedoen het wat ons wou, dan sou ons twee, en spesifiek ek, 'n uiters gedenkwaardige skouspel gemis het. Hoekom hy? Omdat hy in die gees kan sien, en hy vertel vir sy pa wat hy sien. Die blou nevel word stadig maar seker ruim 1,5 keer so groot, dis 1,5 keer groter. Verhef hom egter soos 'n reuse bol of 'n ballon, weldra heeltemal bo die groot huis, en word nie slegs gevul met beide slangsoorte nie, maar ook met 'n enorme hoeveelheid kwaadaardig en hier en daar ook saggeaardig lykende diere. Hulle beweeg hulle in hierdie bol soos kraanvoëls tydens die op- en wegvlieg. Die hele bol was bevestig aan 2 snoere, of liewer bande wat swak lyk. Die een ietwat kleiner deel van die bal was effens helderder as die ander deel. Nou waar het ons nou in die skrif ook gelees van so 'n houer of 'n bal? In die boek Handelinge moes Petrus iemand gaan genees, nee, hy moes iemand gaan doop. En toe wou hy nie gaan nie. En toe kry hy 'n droom in die nag, en 'n engel sê, wys hom, dat Cornelius is 'n siel wat uit die aarde kom. Cornelius is die man wie hy moes gaan doop. Nie die Cornelius wat ons baie van lees, die broer van Sirenius nie. Dis 'n ander Romein met die naam Cornelius. En in die droom sien hy 'n sak of 'n ballon of 'n houer, ek dink hy noem dit 'n laken. En sien hy allerhande diere, rein en onrein diere, maal binne in hierdie sak. En die engel sê vir hom, staan op, slag en eet. En die klomp wêreldse kerkmense, by monde van hulle predikante en pastore, wat lyk my net aan hulle buike dink, sê, daar's dit nou. Nou is die wet op rein diere en onrein diere tot niet. Hier is baie gruwelike diere in hierdie sak, en Petrus moet dit gaan eet. Maar Petrus se opdrag was om te gaan doop. Niks te doen met eet nie.
En Petrus sou definitief die voedselwette gehou het. Hy sou dit nie gebreek het nie. En in hierdie situasie beteken dit in die gees, slag en eet, gaan en bring vir my 'n vis na my tafel toe. Gaan gooi jou net uit en vang vir my Cornelius in my net, dat hy kan in die laar kan inkom en koninkryk toe gaan. Want 'n doop is 'n baie groot verseeling, veral van mense wat in die wêreld is, of vanuit die wêreld ontstaan het, en wat meer getuister word deur dinge van die wêreld as iemand wat van bo kom. En Petrus staan toe op en hy gaan doop die ou. Dis wat hy gedoen het. Hy het nie soontoe gegaan en gesê, hoor jy maat, waar kan ons 'n paar slange, bobbejane, leeu's kry om te vreet nie? Sien wat hy gesê het nie, wat hy gedoen het nie. Nou Petrus sit ook hierby. Ek en jy lees nou vanmôre hierdie storie. Petrus sit saam met ons daar. So hy weet presies, toe hy daai laken sien, wat het hy gesien? Dieselfde as wat hierdie weduwee is, 'n mens uit die wêreld uit, en hy het ook die hele uiteinde van die weduwee gesien, wat ons volg in môre se lesing gaan behandel. So hy het baie duidelik geweet, ek moet gaan, die opdrag gaan uitvoer, en ek moet my onwilligheid los, en doen wat Vader van my verlang. So, is nie vreemd dat dit in die Bybel is, maar ons mense kan dit nie interpreteer nie, want hulle het geen kennis oor die siele leer nie. Hoekom het ons kennis oor die siele leer? Omdat ons aan Yeshua se voete sit, en hy vir hierdie plek, hierdie gemeente nou vir 25 jaar lank openbaar hy vir ons hierdie geheimenisse. En ek was so bevoorreg, en ek noem dit is 'n groot voorreg gewees, om met al hierdie vertalings by te staan, en hierdie dinge van kennis te neem. So, laat ons net nie iets anderste hierin lees nie, asseblief. Ons gaan verder. Wat 'n vers is ek nou? 9, 11. Baie vreemd vind ek dat 'n behoorlike sterk vroeë aandwind die lossies hangende ballon nie in die minste beweeg nie. Terwyl ek egter hierdie verskynsel vol verbasing in oënskou neem en dit in Romeins aan my Vader beskryf, sien ek ten slotte steeds meer voorbeelde van groter diere. Nou die eerste diertjies was maar vingerlengte, soos rotte, muise, konyne, hoenders, duwe, eende, ganse, lammers, bokke, hase, herte en nog 'n hele boel ander diere in die groot bal rondswerm. Vader sê aan my, seun, praat jy wel die volle waarheid, want so word dit vir my tog wel altyd de mekaar. Ek sweer egter aan my Vader dat ek hom nou, net soos altyd, slegs dit vertel wat ek duidelik waarneem. Geen woord meer en ook geen woord minder nie. Toe sê Vader niks meer nie en let besonder goed op elkeen van sy woorde. Weereens die Vader daar is met 'n klein letter, jammer, is 'n fout. Terwyl ek in hierdie vreemdste van alles wat ek ooit gesien het, steeds intensiever en opgewonder bekyk, skeer opeens beide bande, waaraan die groot bol gevestig skyn te wees. Dis koorde, toue. En toe sweef daar in die plek van een groot bol, skielik twee afsonderlik, ongeveer 2 manshoogtes hoog bo die huis. Die steeds heftiger wordende wind het daar geen invloed op nie. Onbeweeglik sweef beide ballonne nou bo die groot woonhuis. Ek sien na hierdie splitsing niks meer van die ongediertes in die geskeie ballonne nie, waarvan die een iets kleiner skyn te wees en ook helderder was as die ander. Ook bevat die kleintjie slegs 'n bond mengelmoes van louter saggeaarde diere. Onthou die kleintjie is hier die doofstom meisie, wat ook saam met haar moeder gesterf het, terwyl die groote ook wolwe, bere en 'n groot aantal jakkalse bevat, wat egter langs die talle sagaardige diere, wat daar ook was, heel gemoedelik heen en weer, en na bo en na benede rondsweef.
Merkwaardig was dit ook dat ek in die alredelik donker aandskemering alles in beide ballonne so helder en duidelik waargeneem het, asof hulle deur die middagson verlig word. Wat is die goed wat so rond sweef binne in die ballon? Dit is siele van diere, verskillende soorte diere, maar wat alreeds in 'n stadium versag het, sodat hulle nie meer daai wreedaardigheid het nie. 'n Wolf en 'n beer sal tog nou nie 'n jong bokkie alleen los in 'n normale toestand nie. Maar in die siele sweer waarin hulle nou losgekom het, want die liggaam, die koord is gesny met die liggaam, is daar 'n ander wet wat geld. En veral natuurlik in hierdie vrou wat eintlik 'n goeie gees gehad het. Sy was 'n baie liefdevolle persoon, buite nou die ding wat nou haar gepla het. Die volgende hoofstuk 157, die ontwikkeling van die sielsvorms van die twee gestorwe vroue. Matthäus kyk nog en hy sê, ruim 'n halwe kwartier bly alles onverander, maar daarna tree daar aanmerklike veranderings in. Hy sien nou in die gees hierdie siele. Aanleiding daartoe was 'n swerm eksters, dis 'n Europese kraai, ook swart en wit, wat aangevlieg kom en baie natuurlik lyk. Daar kon goed 'n paar honderd gewees het, wat onrus teweegbring in beide ballonne. Onthou, dis nie fisiese kraaie nie, dit is in die gees. Dit is 'n baie laer siele vorm, 'n kraai, want die kraai word altyd vergelyk met Satan se gees. En in beide ballonne word weldra slegs twee werklik reuse groot, vaalwit arende sigbaar, wat geweldige aanvalle doen na die kraaie wat na hulle pik. Weet die een wat hulle gevang kry, die verdwyn dadelik uit hulle ballon bedreigende bestaan. Na 'n kort tydjie was alle kraaie opgevreet. En ek kon nie anders toe ek nou die woord kraai gaan kyk in die woordeboek vir 'n ekster, en die ander ding was, in die Hollands praat hulle van adelaars, maar 'n adelaar is 'n arend. En kon ek nie anders te dink as, laat die gesang van die arendse gesang uitreis bo die van die kraai. En dit is presies hier, dat die goddelike gees, wat in hierdie vrouens was, het sterker gestaan, as die aanslaaf van die bose wat hulle moes ervaar, omdat hulle siele vanuit die aarde was. Het hierdie kraaie 'n sekere mate van houvas op hulle gehad, maar Vader se gees van liefde in die vorm van 'n arend, het hierdie kraaie verdryf en vernietig. Toe ek dit dadelik waarheidsgetrou aan my vader vertel, sê hy, ja, dit lyk dan tog asof dit die siele van die twee gestorwe vroue moet wees. Hou alles goed dop en vertel my wat jy ook maar sien, want helaas, so 'n vreemde sterwensgeskiedenis het jy my nog nooit vertel nie. Matthäus sê, Vader, ek vertel u dadelik wat ek sien. Op hierdie oomblik word die ballonne kleiner en die reuse arende verander in, ronduit gesê, 2 koeie, maar sonder horings. En ek sien 'n egte mens op die dakbalke klim, met 'n bos hooi in elke hand. Hy sal tog nie beide koeie daarmee wil voer nie. Waaragtig, beide ryk met hulle tonge daarna, en het heeltemal gaan lê, sodat hulle maklik by die uitgereikte bos hooi kan kom, en nou verorber hulle die hooi ook heel op hulle gemak. Nou die verhaal speel nou alles af op die dak van hierdie huis, wat sekerlik, soos wat dakke in daai tyd was, plat dakke was, en hier kom 'n man aan en hy bring vir hierdie koeie hooi. Op die wyse vertel ek my vader dadelik wat ek sien. Nadat die hooi opgeëet was, verdwyn die man van die dak af, maar al gou kom daar 'n ander, wat baie anders lyk as die eerste, met 2 emmers water, wat vir beide koeie die water voorhou en om dit te drink.
en die koeie drink dit tot die laaste druppel op. Vervolgens verdwyn ook die tweede man met die emmers. Maar dadelik daarna begin die koeie om vinnig in die ronde te draai. Die vroegere nevelballonne word heeltemal onsigbaar en deurdat beide wesens so vinnig in die ronde draai, kon ek hulle glad nie meer waarneem nie. Tydens hierdie vinnige ronddraai word die wesens ook steeds helderder en hulle was ten slotte so helder lig soos 'n ondergaande maan. Nou ja, is interessant dat hierdie ronde draai, glo ek, hulle frekwensies word verhoog daardeur. Hulle word hoër in die ligryke opgeneem. En dit was deur die liefde wat betoon was deur hierdie twee mans wat voedsel en water gebring het. Wat nou vir 'n koei in die analogie moet wees soos wat brood en wyn vir 'n mens sou gewees het. Maar jy kan nie brood en wyn vir 'n koei bring nie. Brood gaan na 3 pence opset verstop. En wyn weet ons is nie vir diere geskik nie. So dit is die analogie wat nou hier plaasvind. Ons lees verder. Kort daarna hou die draaiery heeltemal op en in die plek van die voormalige koeie sweef nou 2 ietwat maar mense gestaltes wat heeltemal naak was. Omdat hulle met die rug na ons toe gekeer was, kon ek die geslag nie goed bepaal nie. Maar na die grootte te oordeel, was dit tog 2 vroulike gestaltes. Na ongeveer 'n kwartier sien ek weer 'n menslike wese, wat met 2 bondels op die gevel van die dak verskyn, en elk van die 2 gestaltes 'n bondel gee. Direk daarna verdwyn die bondelbringer weer, en die 2 gestaltes maak vinnig die bondels oop, neem daaruit elkeen 'n liggrys geplooide gewaad, en gooi dit in 'n oogwink oor hulle lyf. Nou kon ek eers met sekerheid vasstel, dat beide gestaltes behoort aan die merkwaardige weduwee en haar doofstom dogter. Hulle lyk na my mening wel maarder, maar dit was ongetwyfeld nog hulle. Maar as ons nou in die analogie kyk van die ander verhale, het hulle daarom vleisliggame gehad, wat natuurlik nie vleis soos ons in is nie, maar eteriese vleissubstansie. Want 'n siel het 'n liggaam aan die ander kant. So hulle was nie heeltemal sonder liefde nie, want hulle het liefdesdade gedoen. En daarom het hulle liggame nou nie vol gevorm soos wat Vader in die vorige lesings gesê het, wat die voorkoms is van 'n siel wat baie liefde in haar het nie. Toe hulle nou so as egte vroulike gestaltes heeltemal by die gevel van die dak binne my gesigsveld staan, kom die 2 manlike gestaltes in liggroen mantels weer die dak op na hulle toe en wink hulle om hulle te volg, wat beide vroue ook sonder enige aarzeling doen. Hulle gaan in 'n suidelike rigting in. Weldra verdwyn hulle volledig uit die gesigsveld, maar ek hoor daarna iemand duidelik sê, Elohim die Meester alleen sy alle dank en lof, en alle eer vir die redding van hierdie 2 armes. Wie hierdie woorde uitgespreek het, weet ek nie, maar ek het dit hard en duidelik gehoor. Hulle kon onmoontlik afkomstig gewees het van die 2 manlike gestaltes, omdat die toe lankal ergens ver weg was. Iemand anders agter my moes die woorde uitgespreek het, maar wie? Dit is 'n heel ander saak. Wie dit mag uitgespreek het, het uiters min met die verhaal te doen gehad. Dat die woorde egter goed en veelbetekend was, is wel seker. Want beide wesens het, in die geheel geneem, goed en ingetoe geleef, het baie goed vir die armes gedoen, en was daarby ook uiters godvreesend, sodat dit daarom ook bietjie moeilik te verstaan was, waarom die stem nou juist spesifiek vir die redding van hierdie weduwee en haar doofstomme dogter Elohim dank, lof en eer gee. Die stem moes daarom iets meer weet of geweet het,
as dit wat my verstand selfs nou kon verstaan. Terwyl hy was omtrent 17, 20 daarom toe hy hierdie ding gesien het, nog glad nie vir Yeshua geken nie. En nou vra hy in vers 12, U o meester, weet egter goed wat vir ons in hierdie sterwensgeskiedenis almal 'n raaisel sal bly. Daarom wil ek oor die geheel sekerlik geen vraag meer stel nie, omdat die hele geskiedenis tog al van A tot Z 'n vraag is. O meester, lê daarom dadelik liewer alles uit, want ek weet nie wat ek daarvan moet maak nie. Die siekte op sigself was al baie raaiselagtig, laat staan die verskynsels tydens en na die afsterwe. Die opstyg van die blou nevel bo die huis, wat kennelik geestelik was, die diere daarin, daarna die splitsing van die een groot ballon in twee kleiner is, die plaande eksters of kraaie, die reusagtige adelaars of arende, die verandering waarvan in koeie sonder horings, ensovoorts. Kortom, alles is 'n fabel, wat absoluut nie, en deur niemand te glo is, as die mens dit sommer ergens sou vertel nie. Maak daarom, o meester, as u so barmhartig wil wees, hierdie geskiedenis bietjie meer verstaanbaar vir ons, want tot op hede hang tussen my en die geskiedenis, meer as die drievoudige voorhangseldoek van Moses. Nou ja, vir ons ook, ons is nooit lering gegee oor hierdie dinge van die hiernamaals nie, omdat slegs Yeshua dit kan doen, of 'n engel wat in sy opdrag dit vir ons kom sê. So dit sal in volgende lesing sal ons dan die verklaring kry van hierdie verskynsel, wat werklik op die oog af, en ek kan nuwe mense nie blameer dat hulle sal dink daar, maar wat se nonsens glo die mense aan nie. Dit is 'n natuurlike afleiding wat jy maak, omdat jy nie lank blootgestel was aan verhale oor die lewe na die dood nie. Ek is nou weer besig met die boek, die verhaal van Robert Bloom. Die boek se naam is Van die Hel tot die Hemel, ook deur Jacob Lorber gedikteer. En ek kan regtig aanbeveel, al het jy dit lank terug gelees, ek het dit ook lank terug gelees, seker meer as 10 jaar. En dis verstommend wat nou daar uitkom, wat baie dinge duidelik maak aan die ander kant. En dan is daar 'n ander boekie, ook deur Jacob Lorber, is alles op die internet verniet beskikbaar, oor die drempel van die dood, wat iets soos 12 sterfgevalle hanteer, alles verskillende sterfgevalle, en wat met hulle gebeur aan die ander kant. Ons moet maar hierdie dinge inneem, want ons het nie kennis oor dit nie, en die ding is, jy kan ook nie baie mense glo nie. Ek dink daarom, wanneer mense dood was, ervaring gehad het en terugkom, kan 'n mens redelike waarheid daaraan heg. Maar is nog steeds 'n mens. Hier het ons Vader se diktate direk vanuit sy mond, oor hoe dit lyk in die hiernamaals, wanneer verskillende mense oorgaan. En veral met betrekking tot selfmoord. Selfmoord is 'n ding wat in families plaasvind. En dan is dit 'n verskriklike berou en verwyt in die mens wat agterbly. Veral as dit oor moeders en vaders gaan, of oor 'n eggenote gaan, en niemand het dit verwag nie. En dan is die hartseer, dan kom hierdie selfaangestelde leermeesters, en hulle veroordeel sommer elke siel. Wat ons nog altyd in Dogter van Sion gesê het, dat selfmoordenaars het bitter min liefde, omdat hulle eie lewe neem. Dit is die algemene. Maar daar is tog net soveel uitsonderings, waar mense tog hulle lewens geneem het, wat wel in die liefde werksaam was, wat wel vir ander mense omgegee het. Maar daar is baie eksterne faktore. Een van die goed is
medikasie. Veral bedwelmende medikasie, wat mense moet inneem, omdat hulle volgens die normale kwaksalwer dokters dit nodig het. En een van die goed wat ek nou verneem het vanmôre van iemand, is Prozac. En wat Prozac doen, dit is 'n kalmerende middel, maar hy gee vir jou op 'n mate moed, nie om jou situasie reg te stel nie, maar moed om jou situasie te beëindig. En dis waar baie van dan selfmoordneigings vandaan kom. So alreeds hier sien ons faktore wat gaan inwerk op die bestemming van so 'n selfmoordenaar se siel. Dit is versagtende omstandighede. En by Vader geld alle dinge as versagtend, wat moontlik daar kan wees. En afhangend van die persoon self se liefdesuitstraling terwyl hy op aarde was, sal die lot van so 'n siel nie bly waar hy oorgegaan het nie. Daar is vordering, soos wat ons hier gelees het. Eers 1 bal, toe 2, met verskillende van hierdie diere in, en toe naderhand skei die goed, een baie sagge aarde, en later dan word die hele vorm, siele word nou gekonsolideer in 'n koeisiel. Nou ja, mens dink daaraan, dit is daarom maar baie erg, maar daar is seker nie iets sagge aarder as 'n koei. En 'n koei is 'n nuttige ding, en onmiddellik was die 2 mans, ek loop nou die paadjie, 'n storie 'n bietjie vooruit, was die 2 vorige mans van die weduwee. Die een was ook die pa van die dogter. En hulle is dadelik in die geesteswêreld by, en hulle help onmiddellik hierdie 2 wesens uit hulle toestand uit. En nou staan daar alreeds 2 goed gevormde, ietwat maar vrouens voor hulle. En hulle verdwyn nou saam met hierdie mans. Verdwyn beteken, hulle gaan nou na 'n hoër ligvlak toe. En so gaan dit ook dan met selfmoordenaars, wat liefde in hulle gehad het op aarde, maar deur een of ander ding, hulle eie lewe geneem het, of dit dan nou 'n erge depressie is, of dit 'n erge vrees was, of dan net, ek wil nie meer in hierdie wêreld bly nie. Baie keer kom ligsiele, siele van bo af na hierdie aarde toe, en hulle kan dit nie hanteer nie. Selfs hulle kan dit nie handle nie. Dan vind jy hulle op die strate as boemelaars. Hulle het heeltemal uit die wêreld uitgegaan. Maar dan is dit 'n baie, baie hoë, sterk ligsiel. Hy kan net nie meer al hierdie dinge doen nie. Karpaemente, werk, salaris, elke dag bekommer oor skuld, en. Dan sê hy net, ek gee op, ek gaan nou strate toe. En dit, sê Yeshua, is nie teen hulle te reken nie, maar eintlik vir hulle. En dan leef hulle daar, soos van ons kant af gesien, as arm boemelaars, en ons het baie keer, sien ons neer op hulle, maar Yeshua het ons daarom al hier genees, dat ons al verskeie ligsiele in daai toestand aangetref het. En so 'n siel, as hy oorgaan, is hy eintlik beter af, omdat hy alreeds die wêreld afgesweer het, as die pastoor, wat deur almal aanbid word, as 'n engel, en in die nagte, kuiere by die gemeentevroue, dan is hy 'n huisduiwel. Dis 'n kerkengel, maar 'n huisduiwel. Jy kry hulle. Daai persoon, wat 'n hoereloper en 'n egbreker is reeds in die hel. Maar dan waag hy dit om oordeele te vel wanneer sulke siele oorgaan, terwyl hy geen kennis van dit het nie, en hy self in die hel sit.
En ongelukkig, omdat die lidmate nog minder weet as hy, skenk hulle aandag aan sy woorde. En jy kan ons nou dink, as jy so 'n vieslike uitspraak maak, sonder dat jy kennis het, jou seun is in die hel. Vir ewig gaan hy brand. Ek bedoel, watter ouer, dit gaan 'n verskriklike ding van die ouer vir die ouer wees om dit mee saam te leef, terwyl dit nie waar is nie. Want elke siel kry genade. Elke ding wat met 'n siel van sy opvoeding, van sy verwekking teen hom getel het, word deur Yeshua in ag geneem. OK, hierdie persoon het 'n baie slegte opvoeding gehad, hierdie persoon was in 'n kinderhuis, hierdie persoon het nie ouerliefde geken nie, en kom ons help nou hierdie siel bietjie meer, en ek, Yeshua, wees dan vir hulle 'n ouerpaar, om hom te help. So die genade word vergeet wanneer mense sulke oordeele vel. Sal daar genade wees vir so 'n voorganger wat so te kere gaan? Ja, selfs vir hom. As hy sal verdeemoedig, nederig raak en sy sonde bely, sal daar vir so 'n persoon wat reeds in die hel is op aarde, sal daar ook verlossing moontlik wees. Maar baie moeiliker as vir 'n selfmoordenaar. Want Yeshua sê, daar's geen sonde op hierdie aarde as die sonde van welis wat geen sonde wat moeiliker genees word as dit nie. Want jy gaan met daai welis gedagtes oor, en daai welis dade word vir jou moontlikhede gegee om dit te doen. En dan, as jy jou nie daar kan terughou nie, wat meeste nie kan doen nie, dan word jy nie eers aan die ander kant genees nie. Maar, as jy jou wil kragtig opwerk om nie meer 'n wellusteling te wees nie, dan kan Yeshua jou help aan die ander kant. In die boek Hel tot die Hemel is daar baie voorbeelde, juis van hierdie wellustelinge, wat moes kies tussen Yeshua en 'n verdere lewe in hulle drifte. Baie interessant, gaan lees dit gerus. En dit is waarheid. Ek was verbaas, nie eintlik verbaas nie, maar toe al die apostels nou in die ou wat gesterf het, sy huis saamkom met Yeshua, hulle daar 'n vergadering gehou, dit het omtrent in die 1850s afgespeel. Toe is die aartsvaders daar, die apostels is daar, en Judas Iskariot is by Yeshua. Selfs hy, wat die meester verraai het Yeshua gaan haal, en hom gebring na hom toe. En dit is die genade wat meeste mense, Israeliete en kerkmense, nie kan besef of tot, hulle kan nie so groot genade indink nie. En ons was daar. Ons was daar toe ons die boek van herinnering aanvanklik vertaal het. En ons het daar die Griekse direkte transliterasie in die vers in Lukas 17 vers 23. In die Grieks staan daar, Vader, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen. Dis werklik, ek 3 Griekse Bybels geraadpleeg, en ons het nog na 'n Griekse taalkundige toe gegaan, te sê, ja, dis hoe dit daar staan. Maar vandag met al die Lorber openbaringe, Bertha openbaringe, weet ons daar staan, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou bly ons daarby, want Vader het almal 'n kans op vergifnis gegee, deur Yeshua se dood. Waar Vader as gees binne in Yeshua was, en Yeshua uit die dood opgestaan het. So, daai regstelling is 'n regstelling wat die liefde gemaak het, wat eintlik maar net 'n bewys was, waar ons in die geregtigheid was, 25 jaar terug. En gelukkig dankbaar vir Vader, dat ons nou
nie meer in die geregtigheid is nie, want dit is eintlik maar eie geregtigheid. En eie geregtigheid is boos. Ons is nou in die liefde en ons veroordeel niemand nie, want niemand van ons het een tree in 'n ander ou se skoene gestaan nie, of een tree gestap nie op sy lewenspad nie. Net Yeshua het met almal van ons se lewenspad, was hy saam met ons. En weet hy presies waar die skroefie verkeerd is in elke mens. En wil hy daai mens red. Soos hy sê, ek het nie gekom om te oordeel nie. Ek het gekom om te red wat verlore is. En baie mense waan hulle dat hulle nooit verlore was nie, en sê dat hulle is in die kerk en ek het Jesus liefgehad van my geboorte af, en dankie dat ek nie soos al die ander mense is nie, dink aan die Fariseërs se gebed. En dit is juis hulle wat die dokter die nodigste het, Yeshua die nodigste het. Baie dankie, ons gaan môre verder. Amen.